derde week van ons nuwe reeks Een Lewe, waarin ons daaroor praat dat ons lewens 'n lewe van integriteit moet wees. En in die eerste week het ons bietjie gesels oor wat hierdie integriteit is. En integriteit het ons gesê is om 'n lewe te leef soos wat Christus geleef het. Dis ware integriteit. En toe het ons 'n bietjie gesels oor hoe lyk hierdie integriteit en hoe dit kan uitdrukking kry. Vanmôre wil ek 'n bietjie indelf in die spanning wat ons soms het. Nou gaan jy my vra, maar wat 'n spanning het ons soms? As ons vanmôre die vraag vra en ons sê, goed, Christus het my regverdig verklaar. Toe hy aan die kruis in toe hy aan die kruis gesterf het, sê Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid. Maar dan kom vers 24 en hy sê, maar nou is ons geregverdig deur dit wat Christus aan die kruis gedoen het. So ons is geregverdig, verklaar. En dit word gesien deur die bril van Christus wat hy aan die kruis gedoen het. Hy sien 'n volmaakte werk in jou en my. Maar dis baie keer waar die probleem of die spanning vir ons kom. Want hy sê ek is volmaak, maar ons voel nie volmaak nie. Hy sê ons is regverdig, maar soms tree ek nie regverdig op nie. Nou as jy glo dit of nie, vanmôre met my vrou praat, gaan sy vir jou sê ek's nie perfek nie. Ek weet julle gaan dit nie kan glo nie. Ek's baie naby aan perfek. Maar sy gaan vir jou 'n paar stories kan vertel. In ons gewone lewe sit ons met hierdie ding. Die Bybel sê jy is volmaak nadat hy jou regverdig verklaar het. Maar ons voel nie altyd so nie. Ons stap uit hierdie diens uit, ons het 'n besondere belewenis gehad en ons kom by die robot. En wraggies gebruik die duiwel iemand in 'n voertuig om my heiligmaking te verloor. Het julle al gehoor ons sê sulke goed? In 'n oogopslag vergeet ek van die Here en ek vergeet van die lof en ek vergeet van alles en ek voel skielik in daai oomblik, wat het ek nou gedoen? Ons worstel nog met slegte gewoontes en soms begeertes om die verkeerde na te jaag. Nou wil ek begin deur Hebreërs 10 vers 10 te lees. Hy sê, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offers van die liggaam van Jesus Christus. En dan kom die sleutel. Gedurig, aanhoudend. Of sê hy net eenmaal. Christus het dit alreeds gedoen. Nou hoe kom ek en jy dan en maak sin van hierdie spanning tussen wat hy sê en soms wat ek beleef? Om te hoor ek is regverdig, maar ek tree nie altyd regverdig op nie. En dis die hele idee van hierdie reeks waaroor ons nou praat, dat ek en jy verstaan wat dit is om integriteit te leef. Hebreërs 10 vers 14 sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En daarin lê die sleutel. Die wat hy vir altyd volmaak en die wat geheilig word. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, oor hoe dit uitdrukking kry in my identiteit en hoe ek in groei vanuit my identiteit na volwassenheid toe. Nou in hierdie konteks is dit belangrik dat ek en jy vanmôre sal verstaan, volmaak en geheilig beteken hier dieselfde. Om heilig gemaak te word, gereinig of genees te word. Maar let op, en dit is belangrik, het is 'n verlede tyd. Dis 'n afgehandelde werk teenoor word geheilig wat praat van 'n proses. En ek gaan dit nou mooi vir julle verduidelik. Dis asof die skrywer kom en vandag vir jou en my sê, hy het die volmaak verklaar wat hy nou besig is om geheilig of heilig te word. So dis al reeds verklaar in die proses om gemaak te word. So ons is heilig gemaak, die voltooide werk wat Christus aan die kruis gedoen het, terwyl ons heilig gemaak word in ons verhouding met hom. Dink gou 'n bietjie saam met my. Wanneer jy jou geliefde ontmoet en jy begin aan hierdie verhouding werk, kom daar 'n dag wat hierdie verhouding formeel verklaar word. In ons dag het ons nog vir die meisie gevra, sal jy my meisie wees?
En dan het jy van daai gesprek dit amptelik verklaar. Vandag weet ek nie meer of daai goed gebeur nie. Jy sien net partykeer op sosiale platforms iets complicated. Ek is nie seker wat dit beteken nie. Of status het verander. Maar daar's iewers 'n publieke verklaring. Beteken dit in daai oomblik jy weet alles van die een in wie jy mee verhouding is? Natuurlik nie. Nou omdat jy in verhouding is, begin jy sekere goed leer. Begin jy sekere vaardighede aanleer wat aanneemlik is vir die een by wie jy kuier. So skielik kom jy agter, die persoon in jou lewe geniet dit nie as jy net jou skoene uitskop en jou voete op die dash van die kar sit nie. Of sy hou nie daarvan as jy tee gemaak het en jy los die teelepel met koffie op die tafel nie. En nou deur die kennis verander jou gedrag om dit aanneemlik te maak vir die een by wie jy kuier. En dit in ons geestelike lewe is wat integriteit is. Deurdat ons nou deur hom regverdig verklaar is, begin hy nou in ons lewe transformasie en begin ons verander sodat ons lewe weerspieël wat ons identiteit vir ons sê. As ek vanmôre dit in 2 woorde kan saamvat, dan wil ek hê ons moet vanmôre verstaan, ons het 'n posisionele heiligmaking en dan het ons 'n progressiewe heiligmaking. En ek wil hê jy moet saam met my Romeine 5 vers 1 tot 2 lees. Hy sê, omdat ons dan uit geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. So hierdie skrifgedeelte Romeine kom en bevestig ons posisie in hom. Maar die kuns is dat ek en jy leef vanuit hierdie posisie en nie van wat ons dink of wat die wêreld vir ons probeer sê nie. Verstaan wat hy sê en dit word dan jou en my posisionele heiligmaking wat ons van hom ontvang het toe hy gesê het, jy is myne, jy behoort aan my, jy is 'n kind van my. Dis ons posisie. Ons posisie is kinders wat regverdig is, afgesonder vir hom en tot hom. En die mooiste mooi is vir my kinders wat in ons huise groot word. Kinders verstaan hulle identiteit. Selfs wanneer hulle by oumas en oupas is. Hulle lewe asof dit hulle plek is. Daar's niks wat ons kan doen. Wel, daar is seker, maar niks verander die konsep van identiteit nie. Ek onthou, eendag by ons huis is Dian besig, hy's klein, besig om golf chippies te oefen. Hy en 'n maatjie is daar en ek gaan buite toe en ek sê vir hom, seun, moenie dit doen nie, jy gaan die ruit uitslaan. Nou ons het sulke groot vensters. En ek het toe iewers heen gery, ek dink ek was net uit die huis uit toe bel Sunay my. Hulle het nie vir jou geluister nie, die middelvenster is op die grond stikkend. Nou jaag ek terug, ek kyk hierdie, dis 2:00 die middag, ons moet die ruit regmaak, ons kry 'n ou uit, kry 'n kwotasie uit, kry amper 'n hartaanval vir hierdie venster. Dis 2 minute later, toe is hulle besig met 'n ander bal. 10 minute later, pa, wat gaan ons eet vanaand? Niks vir die volgende 2 maande nie, want alles is in 'n ruit en wat ek gesê het, moenie breek nie. Chill 'n bietjie, pa. Het julle dit al gehoor van julle tieners? Chill, relax. Die lewe is 'n fees, sê jy wat nie die ruit betaal het nie. Maar wat is die beginsel? Die verkeerde oomblik nou het hom nie na 'n plek toe gevat waar hy dink hy's gediskwalifiseer van my liefde nie. Hy's gediskwalifiseer van die familie nie. Christus het gekom en hy het dit vasgemaak en bevestig. Hy gaan verder. In 2 Korintiërs 5 vers 17 en hier's nou 'n muggie budgie wat my nie wil uitlos nie. Hy sê daarom
as iemand in Christus is, ek en jy is ingesluit in Christus, is hy 'n nuwe skepsel. Nie word 'n nuwe skepsel nie, is 'n nuwe skepsel verklaar. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Hier is soveel waarheid vir jou en my. Ons is nuut verklaar. Maar ons lewe 'n lewe sonder integriteit want ons verlang na die oue. Nou in my huis, na 'n lang dag, is daar 'n sekere T-hemp en 'n broekie wat ek aantrek, wat net vir my laat voel, ek's by die huis. Dis so lekker hier by hierdie huis. Dan sal my vrou vir my sê, daar beter nou net nie mense kom nie, want jy kan nie daai hemp dra nie. Dan sal ek vir my vrou sê, los my uit, hy dra lekker. Wie weet waarvan ek praat? Hier's 'n paar van julle, ek's bly ek's nie net ek nie. Ons is gemaklik in daai klere, dit laat ons gemaklik voel, ontspanne voel. Dis baie keer die probleem met ons verhouding met die Here. Ons is nie verklaar, maar soms voel ons veilig in die ou. Want in die oue voel ons baie keer ons kan dit bestuur. Ons weet ten minste waar ons is. Ons kan die pyn en die uitdagings beter hanteer omdat ons gemaklik is. Christus het ons 'n nuwe kleed aangetrek. Hy kom nie omdat ek nou die venster gebreek het en sê, kom hierso gee vir my jou nuwe kleed nie. Nee. Ons kies om ons kleed uit te trek en die gemak van die ou lewe weer aan te trek. Christus het ons identiteit verander. So wanneer jy die ou kleed aantrek, is ons eintlik besig om te sê ons is vrek deur mekaar. Van die waarheid oor wie jy is en die waarheid wat jy leef. Ons posisionele identiteit is gedefinieer in hom. Dis 'n verlede tyd, dis 'n afgehandelde werk. In regsterminologie verwys dit na die regverdigmaking en die afhandeling van die ou daad. Maar nou kom ons by hierdie progressiewe heiligmaking. En dis wat ons nou leef, dis wat ons op aarde deurgaan. En dis 'n lewenslange proses. Ons lewe vanuit ons identiteit, terwyl ons in ons identiteit verander na die volmaakte prentjie. En dis 'n lewe van integriteit. Dis waar ek en jy voortdurend verander om soos hy te word. Dit behels konstant die aflegging van ons ou natuur, die aantrek van sy karakter, dat ons spreekwoordelike liefde word, nederigheid tentoonstel, geduldig is met mense, en dit gebeur net deur die werking van die Heilige Gees in ons en deur ons. Maar dit gebeur nie net nie. Dit vra jou en my samewerking, 'n inkoop in dit wat Jesus doen, en dat ons onsself dan sal belyn met daai waarheid. Dis die Heilige Gees wat ons help om die ou mens af te lê en sy karakter en ware integriteit te leef. Efesiërs 4:15 sê, terwyl ons in die liefde die waarheid betraag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Ons groei in hom, soos hom te wees in alles. So progressiewe heiligmaking en verandering is 'n aanhoudende proses waarin ek en jy deelneem. As ons bietjie dink aan hierdie posisie in hom en hierdie waarheid van hierdie posisionele heiligmaking, dan wil ek jy moet vir 'n oomblik saam met my dink aan 'n faring. 'n Faring is 'n plant wat daarvan hou om in 'n natterige omgewing te groei, en farings kan lekker groot groei. Nou wil ek jy moet dink aan 'n eikeboom. Eikeboom is hierdie groot, majestueuse boom. Kan 'n faring 'n eikeboom word? Is daar enige tegnologie in die wêreld, watervoeding, wat jy kan gee aan 'n faring sodat hy 'n eikeboom kan word? Niks. Die faring kan elke dag opstaan en homself ontplant in die son en vir homself oor en oor sê, ek is 'n eikeboom, ek is 'n eikeboom, ek is 'n eikeboom, ek is 'n eikeboom.
Hy gaan 'n ervaring bly. Daar's niks wat hy kan doen om dit te verander nie. Daar was niks wat ons kon, gaan of dalk nog gaan probeer doen wat ons kon verander het nie. Dit het gelê in dit wat Christus gedoen het en Christus het nou gekom en jou en my eikebome verklaar. Maar ons wil soms leef soos die faring. 2 Korintiërs 5 wat ek al reeds gelees het en ek wil dit bevestig sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Ons vanmôre herbelyn in ons verhouding met hom. Daar is 'n verklaring oor ons uitgespreek. Jy is myne, my eikeboom. Nie wat ons kon doen nie wat ons kon bereik het nie, maar iets wat ons ontvang het deur geloof. Want in ons geloof het ons gesê, Here, ek het U nodig. Ek het nodig om terug te keer. Ek het nodig om U te aanvaar as my saligmaker. En omdat ek nou teruggekeer het, het ek die geloof dat ek ingesluit is. Ek is van vandag af 'n eikeboom. Maar hier's waar ons probleem lê. As ek jou die vraag vra, ons het 'n klein eikeboom en ons het 'n groot eikeboom. Wat is die verskil tussen die twee eikebome? Is daar enige verskil in die DNA van hierdie bome? Nee. Presies dieselfde kapasiteit. Die een groei net 'n bietjie langer as die ander een. Maar in sy wese is hy 'n eikeboom. So natuurlik moet hierdie klein eikeboompie nog bietjie deur die meel van die lewe gaan. En moet hy bietjie dieper wortelstelsel kry, sodat hy die water kan indruk en die voedingsstowwe kan inneem, sodat hy kan groei na hierdie magtige groot boom. Maar die feit is, hy bly 'n eikeboom. Die DNA, die kapasiteit is presies dieselfde. Net so is daar geen verskil in ons posisie of in ons regverdigheid voor God tussen 'n onvolwasse of 'n volwasse Christen nie. En in elk geval, dink ek nie dit's 'n regverdige vergelyking om te sê jy moet bietjie volwasse raak in Christus nie. Wat beteken dit eintlik? Want ons is almal op reis. Ons is in hierdie reis om te word dit wat Christus vir ons beplan. As ek so kan vra, is 'n babietjie 'n mens of nie? Tuurlik sy 'n mens. Hy's net nog 'n babietjie. Maar in die begeleiding van baba tot puberteit, tot tiener, tot groot mens, groei hy om te leer hoe om 'n volwassene te wees. Maar dit maak hom nie minder mens wanneer hy 'n baba is nie. Sunay is besig om al ons videoetjies en ons foto's en stokkies van die kinders toe hulle klein was, digitaal op rekenaar te sit, sodat ons dit vir ewig kan hê. En sy wys vir my 'n greepie, ons het gisterand so 'n paar van die goed gekyk, en Dian is in die gang besig om 'n bal te gooi en 'n bal te slaan. En ek hoor myself droë drup daar aan die ander kant, terwyl my kind besig is om homself te geniet. Moenie so slaan nie, slaan so. Moenie so gooi nie, gooi so. En op 'n stadium dink ek, eers sit net die klank sagter, dat ek nie myself kan hoor my arme kind irriteer nie. Ons doen dit mos, nee ouers. Alles is altyd 'n leer oomblik. Maar toe ek later daaroor dink, toe besef ek, dis eintlik reg. Want wat doen ek in die praktiese? Ek probeer hom vat na 'n plek toe, waar hy die gooi aksie tot die volle kapasiteit kan doen. Gooi hy die bal? Verseker. Gooi hy hom goed? Nee. Maar ek begelei hom na 'n plek toe. Dit maak nie minder dat hy gooi. Ons het nodig om vanmôre hierdie woord en hierdie waarheid te hoor. Die feit dat ek en jy dalk aan die begin van ons reis is, in ons verhouding met die Here, verander nie ons posisie in hom nie. Die feit dat ek nie altyd regverdig voel nie, beteken nie jy's nie regverdig nie. Dit beteken net, ek is op hierdie reis, 'n lewe van integriteit, om my lewe te belyn met daai waarheid, en dit dan ten volle sigbaar te maak in my lewe. Wanneer ek dom goed doen, wanneer ek verkeerde besluite maak, kies die Here nie om sy kleed terug te vat en te sê jy behoort nie meer aan my nie. Nee, die verklaring is gemaak, jy behoort
aan my. Maar ons is deel van hierdie proses. Ons is deel van hierdie verandering, maar my identiteit is onveranderlik, want daar's niks wat ek kan doen om dit te verander nie. Posisionele heiligmaking en hierdie progressiewe heiligmaking, waar ek tot volwassenheid in Christus groei. Kolossense 1 vers 28 sê, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig. Hoekom? Om soos hy te word, meer soos hy te wees, om elke mens in Christus volmaak voor te stel. Jy sien, ek en jy, in ons verhouding met hom, het die kapasiteit om verkeerd te doen, maar ons is nie sondaars nie. En ek wil ons vanmôre regtig aanmoedig, dat ons die waarheid ook sal spreek. Ons is baie gou om partykeer te sê, ek is 'n arme sondaar, om partykeer ons gedrag te probeer regverdig. Maar ek wil dit vanmôre onomwonde sê, ek en jy het die kapasiteit om geen verkeerd te doen nie. Dan sê jy dalk vanmôre sê, "Yes, Jonathan, dis bietjie dik vir $1." Ons is mense hier op hierdie aarde. Christus het die voorbeeld vir jou en my kom toon. En Christus is die voorbeeld waarheen ons strewe. So ons kan op die punt kom waar ons die regte keuses in elke opsig maak. Ek wil weer sê, wanneer ek vanmôre hier uitry en iets gebeur en ek reageer, het ek nie net gereageer nie. Ek het in 'n oomblik 'n besluit gemaak om te reageer. En van julle het my al gehoor om die voorbeeld gebruik, maar ek wil dit weer noem. As ek 'n tuinslang vanmôre hierso op die verhoog het en ek sê vanmôre vir julle, ek is nie seker of julle hare gewas het nie, ek gaan julle hare almal nat spuit. En soos een stem sê julle vanmôre vir my, as jy nou moeilikheid soek, spuit my nat. En ek gaan julle nat spuit. En na die 3de keer, vat ek daai tuinslang en ek maak hom oop en ek spuit julle papnat. En julle wip julle self in 'n ander bloedgroep in. Helfte van julle sê vir my, julle gaan my nooit weer sien nie. Die ander helfte sê, julle gaan betaal vir my haarstyl en vir die skoonmaak van my klere. Maar as jy vir 'n oomblik stil raak, en jy dink mooi aan wat ek gedoen het, gaan jy tot 'n ander gevolgtrekking kom. Het ek jou kwaad gemaak? Of het ek jou nat gemaak? Dit hang af van die perspektief, nê? Ek het jou nat gemaak. Ons het gekies om kwaad te word. Jy sien, ons word gekonfronteer met keuses. En daai keuses laat ons hom volmaak sigbaar word in ons lewe. En dit opsommend is 'n lewe wat integriteit voorhou. Jy sien, die Bybel gebruik gereeld woorde soos volwassenheid in Christus, Christus wat in ons gevorm word, Christus wat deur ons lewens sigbaar word, Christus wat in ons groei en deur ons mense aanraak, om die werk van Christus in ons lewens te verduidelik. Die verandering van 'n sondaar wat gebroken is, na posisionele heiligmaking wat beteken regverdig verklaar, kind van God, dis ons posisie in hom. En nou definieer hy ons van gebrokenheid na pyn in 'n wêreld waar ons leef in ons posisie en nie ons omstandighede nie. Ons omstandighede moet ons nie vat na 'n plek waar ons voel, ek behoort nie meer aan Christus nie. Die Here is vir my kwaad. Hierdie goed gebeur met my want ek het seker weer iets gedoen. Hy het my in 'n hoekie gesit en hy trek hierdie kleed uit. Nee, ek lewe van my posisie in hom. En hierdie proses wat ons die lewe noem, die reis van 'n klein eikeboom na 'n groter eikeboom, is net die transisie om ten volle te word wat hy ons al reeds verklaar het. Toe my seuns klein was,
kan ek onthou, toe hulle nog nie eers kan verstaan nie, hoe ek oor hulle uitgespreek het en altyd gesê het, julle gaan hoogs suksesvol en geseënd wees. Alles wat die Here droom oor julle lewe, gaan 'n realiteit wees. Was dit 'n realiteit? Toe hulle nog doeke gedra het en daai doeke baie keer, partykeer onmenslik vuil gemaak het. En dan wonder jy, hierdie klein lyfie, gaan hy regtig groot word? Oor en oor gesê, want ek het die toekoms alreeds vasgemaak. Christus het dit alreeds vasgemaak. Maar jy sien, wanneer ek en jy burgerskap opneem in 'n nuwe plek, beteken dit nie ons verstaan die nuwe plek nie. My ma is besig om haar Ierse paspoort te kry. My ma sal diep in haar 70's en ek sê nou die dag vir haar, as jy hom kry, wat gaan jy met hom maak? Gaan jy Ierland toe? Sy sê sy weet nie, sy het opsies. En dan sê ek altyd vir haar, ma, die feit dat jy 'n paspoort het, beteken nie jy verstaan die plek nie. In Suid-Afrika verstaan ons kultuur. Wanneer ons praat van koeksisters en ons praat van pap en kajings, dan verstaan ons wat ons sê. Maar nou kom jy in Ierland en hulle praat van blood sausage. Dan wonder ons nou by onsself, wat die Joos gaan nie aan. Ons verstaan ons weer. Ons weet wanneer dit warm is, wanneer dit lekker is. Weet nie wie van julle was al in Engeland of in Ierland of in daai. Dis 'n ander wêreld, hoor. Hulle warm weer is tussen 14 en 20. Ek en Sunay was daar in April van 2000 en ons was in die somer daar en toe ons van die vliegtuig af klim, toe gaan koop ons baadjies. Toe vra hulle ons, maar wat's fout met julle, dis somer, dan loop hulle sonder hemde rond. Hulle weet wat somer nie. Ons gaan eendag en ons gaan eet 'n pub lunch wat hulle nou noem. En in hierdie pub lunch bestel jy nou vleis en nou het jy hierdie idee, want as ons nou gaan eet in 'n restaurant, dan kry ons lekker gebraaide vleis. Jy weet mos as vleis goed is, die vetjie borrel so lekker crispy. Hier kom 'n stukkie vleis aan. Ek's nie seker of hy 'n week gekook is in water nie. Hy het geen vorm van vuur gesien nie. Dis hulle pub lunch. En ironies, of dit oggend, middag, aand en of daar pudding is, daar's baked beans op die bord. Nou het jy burgerskap. Jy bly in hierdie land, maar jy is nie van hierdie land nie. Wat moet nou gebeur? Jy moet assimileer. Jy moet vir klasse gaan, jy moet by 'n kerk betrokke raak. Jy raak deel van 'n sportklub sodat jy die kultuur kan optel en binne 'n paar jaar klink jy, praat jy, doen jy en eet jy soos 'n uur. Dit sal net nooit in jou wees om vir die ure te skree nie, want jy bly 'n springbok, maar die ander goed word dalk deel van jou persoonlikheid. Ouens, toe Christus vir ons sterf aan die kruis, het ons nuwe burgerskap gekry. Jou paspoort, ou paspoort is weggevat. Hy's gekanselleer. Jy kan hom eintlik nooit weer gebruik nie. As jy hom gebruik, is dit onwettig. Hulle gaan jou toesluit. Jy het burgerskap tot 'n nuwe, maar is oukei. Jy verstaan nog nie die kultuur nie. En dit is jou progressiewe heiligmaking. Jy begin nou leer, jy begin verander totdat jy hierdie lewe het en verstaan en hierdie een lewe, 'n lewe van integriteit leef. Ek wil afsluit met 'n laaste skrifgedeelte. Romeine 8 vers 1 sê: En as jy hom nie iewers besonders naby het nie, moet jy dalk 'n foto neem en jy moet hom op jou foon hou. Want wanneer jy ooit onseker voel, of die duiwel vir jou probeer sê, jy's nie waardig nie, jy's nie ingesluit nie, hoor wat sê hy? Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling van die wat in Christus Jesus is nie. Is ek en jy vanmôre ingesluit? Is ons ingesluit in hom? Hoor sy woord. Jy word nie meer veroordeel nie. Wanneer ons onakkuraat leef, wanneer ons dalk kwaad word, wanneer ons dalk 'n dom ding doen, daar's geen veroordeling nie. Inteendeel, hierdie geleentheid word nou 'n uitnodiging om ons gedrag te verander.
Toe ek na daai greep kyk, waar ek heeltyd met Dian praat en vir hom probeer sê, nie so. Toe resoneer dit so in my hart. Want dit kom nie van 'n plek waar ek vir hom sê, is jy stupid? Kan jy nie die bal vat en so gooi nie? Kan jy nie soontoe hardloop nie? Kan jy nie jou teelepel in die wasbak sit nie? Nee, dit kom van 'n plek van liefde, waar ek wil hê, hy moet die goed kan doen, tot sy voordeel kan doen, sodat hy 'n gelukkige en 'n vol lewe kan leef. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Hoekom sê hy dit? Die wat in die vlees wandel, wil nie in integriteit leef nie. Wil kies om burgerskap weer op te neem van die ou lewe. Maar vir my en jou, wat in hom is, wat op hierdie reis is, wat dalk nog foute maak, ons strewe om in die Gees te leef. Vir ons is daar nie veroordeling nie. Net 'n lewe in volheid wat getransformeer word om te wees soos hy. Vanmôre het ek en jy die keuse. Ons kan leef van sy waarheid, van sy posisie vir ons, of ons kan kies om die ou kleed, die ou broekie, die ou hempie weer te dra. Dalk veiliger te voel, onseker te voel. Christus het meer vir jou en my. Christus het hierdie een lewe waarna hy toe ons roep. 'n Lewe wat sy integriteit, sy karakter sigbaar maak in elke area van ons lewe. En ek wil jou vir 'n oomblik nooi om saam met my jou oë te sluit. En ek wil hê jy moet hierdie prentjie visualiseer. Ek weet nie noodwendig waar is jy op jou reis nie. Dalk voel jy en beleef jy vanmôre, jy's hierdie klein eikeboom. En dit voel vir jou of jy nog nie alles bymekaar het nie. Dan wil ek hê jy moet vanmôre hoor, is okay. Jy's in 'n proses. Maar omdat jy in 'n proses is, verander dit nie wie jy is nie. Jy bly 'n eikeboom wat groei tot status. Wat groei. So ek wil vanmôre hê dit moet resoneer in jou hart. En ek wil hê jy moet dit bely net daar waar jy is. Niks kan gaan my skei van die waarheid van wie ek is. Al voel ek onwaardig, al voel ek onheilig, al voel ek onregverdig, hoor ek sy uitspraak: jy is myne. En dat ek en jy vanmôre net weer in ons harte sal vasmaak. Ek lewe van daai waarheid, my identiteit in hom. Maar terwyl ek van daai identiteit leef, verander hy my na die volkome prentjie van dit wat hy al reeds verklaar het. Here, dankie vir hierdie waarheid. Dankie vir hierdie wat U gedoen het. Nie iets wat ons kon doen nie, maar iets wat U verklaar het. En my gebed vir ons is dat ons altyd van ons posisionele heiligmaking sal lewe. Ons kunskap, ons onveranderlike aanvaarding, hoewel ons dalk nog klein eikebome is ons besig om te groei van heerlikheid tot heerlikheid, van U in ons wat ons begelei om ons lewe te belyn met die waarheid oor dit wat U sê ons is. Mag ons nie terugverlang na die veiligheid van die oue, omdat ons onseker is nie, maar mag ons onverskrokke vashou en groei in U plan en doel vir ons lewe.